Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om vir jou te groet in Jesus Christus se naam. Ek is Dominee Adriaan Swart en dit is my heerlik om saam met jou in hierdie nuwe dag stil te word in die teenwoordigheid van die Here. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanoggend gaan ons saam lees Openbaring 2 vers 12 tot 17. Hierdie gedeelte is die brief van Jesus Christus wat hy geopenbaar het aan Johannes op die eiland Patmos. 'n Brief wat gerig was aan die gemeente en die Christene van die stad Pergamum. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs nie in die tyd, toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by julle waar die Satan bly nie. Maar, ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar, wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedryf het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe, en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Pergamum, broeder en suster, was op 'n heuwel gebou, ongeveer 300 meter bokant die res van die landskap. Hierdie stad was nie net 'n natuurlike vesting nie, maar ook 'n gesofistikeerde stad. Hierdie was 'n baie belangrike Griekse kultuursentrum, wat bekend was vir sy opvoedingsgeleenthede. Hierdie stad het ook 'n goed toegeruste biblioteek gehad, met meer as 200.000 boeke in. Dit was egter ook, net soos Efese, 'n stad van afgodsdiens, die middelpunt van verskillende kultuurtuistes. Nou in hierdie omstandighede ondervind die Christene hulle, en was dit baie moeilik om kop bo water te hou in hulle geloof. Dit was nie maklik om 'n Christen in Pergamum te wees nie. Daar is geweldige druk op die gelowiges geplaas om kompromieë aan te gaan of selfs hulle geloof af te lê. Ons weet dat Antipas geweier het om kompromieë ten opsigte van sy geloof aan te gaan. Maar ons weet niks verder van hom af nie. Hy was getrou in sy geloof en so het hy gesterf. Dit wil egter voorkom asof daar mense in die gemeente was, wat toegewings gemaak het aan leiers wie se boodskappe en lewens teenstrydig was met dit wat Jesus Christus kom leer het. Om 'n kompromis aan te gaan, beteken dat 'n mens toegewings maak ten opsigte van beginselsake of elemente van twee verskillende dinge meng. As die goeie met die bose vermeng raak, is dit net verwarrend en nie meer suiwer nie. Dit is teen hierdie dinge waarteen Jesus Christus hulle waarsku. En hy sê dan ook in vers 16, bekeer julle nou, anders kom ek nou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Dit is die suiwer woord van God. Maar die wat volhard in die suiwer leer van Jesus Christus en in hulle geloof getrou bly, aan hulle sal die oorwinning gegee word, sê vers 17. Jesus sê,
Hy sal aan hulle die verborge manna gee, maar daarby ook 'n wit steentjie met 'n nuwe naam opgegraveer. Dit is wat kinders van die Here gaan ontvang in die hemel. Die ou dinge sal verbygaan. Ons gaan 'n nuwe naam ontvang, 'n hemelse naam, wat net Jesus Christus weet. Die wat oorwin, sal so 'n wit steentjie ontvang, maar ook die oorwinnaarskroon. Dit vra van my en jou as kinders van die Here, om oor ons eie lewe vanmôre na te dink. Dien ons die Here in opregtheid, in suiwerheid, in waarheid? Of wil ons dalk ons godsdiens vermeng met dinge van die wêreld? Ek en jy moet God se woord navolg. Dit is soos 'n tweesnydende swaard. Dit onderskei tussen die waarheid en die valsheid. En Jesus dui vir ons die regte rigting aan. Kom ons vra hom dat hy ons verstand sal verhelder vir sy woord. Dat ons sal weet wat om in te glo en watter pad om te volg. Kom ons bid dat sy Heilige Gees ons sal oortuig om 'n oorwinnaarspad saam met Jesus te loop. En kom ons sien uit na daardie dag om eendag by die Here te wees. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir hierdie nuwe dag en vir u woord wat so duidelik vanmôre aan ons uitgelê is. Ons eer u dat ons u kinders kan wees. In hierdie deurmekaar wêreld bid ons vir wysheid en insig om in die waarheid van God te bly en om as 'n oorwinnaar te lewe in Jesus ons Here. Dankie vir hierdie mooi dag, seën dit vir ons, vergewe al ons sondes en vul ons harte met u vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.